gesels ek met Aneska Latsky, of hoe sê mens jou van? Ja, Latsky. O, Latsky, nou ja toe, klink vir my soos gatskierlei. Drie metode naam. Hoorie so, dit is Ja. vreeslik lekker om met jou te praat, baie dankie vir jou tyd, ek sien jy's in Centurion. Ek is op die oomblik by die werk. O, okay, lekker, en jy's in finansiële industrie, né? Ja, ek is 'n CA, so ek is 'n finansiële bestuurder hier waar ek nou werk. Hoorie, maar dan moet ek sommer my eerste vraag begin oor die finansies, okay? Toe julle nou hierso by die jy weet, ek onthou op die een program hier naby die einde toe met julle moes nou begin wat het ou nou weer gesê, Jaco, jy weet, julle moes Onderhandel. negotiate het mos oor die geld. So jou finansiële persoonlikheid, jy was eintlik baie rustig oor dit gewees, of het jy weet, hoe dit jou gevoel het, laat dit nou gebeur? Yes, weet jy, ek wou dit so graag eerder oorgevat het, nie net oor die onderhandeling, ek dink wel Riska was baie great in die manier hoe sy onderhandel het. Ja. Ek dink net, met iets soos dit is compassion ook 'n baie groot ding, en ek en Johan het van dag 1 af 'n baie close band gehad. Ons het nou nog 'n baie close band, en ek meen, ons het die heel eerste vlotte saam uitgefigure, saam gebou, saam gelanseer, in daai boue band. So ek dink dit sou daai wat ons gesukkel het om die waarheid uit hulle uit te kry, dink ek, dit gaan meer oor eerlikheid en transparency as die geldwaarde actually. En dit is wat baie mense nie besef as dit kom by onderhandeling nie. So dit was my moeilik, maar ek het maar teruggestaan. Ja, maar jy het toch al baie keer teruggestaan. Ek moet sê, ek het jou baie geniet in die program, want wat ek van jou persoonlikheid, eerstens is ek mal oor jou stem, jy moet net dit weet, ek is mal oor jou stem, ek sien mense noem jy hierso die tierkat van Suid-Afrika, maar jy het 'n baie observerende persoonlikheid, jy weet, jy is sterk, want jy is ook nie heilerig nie, jy weet, jy het byvoorbeeld, ek het so gelag vir jou, vir een ander vroukie wat, ek noem maar Blommekind, ek kan nou nie haar naam onthou nie, maar sy het so my hart geklip, wat is haar naam nou weer? Ilana. Ja, is dit Ilana, ja. Wat Blommekind was, ja. Weet, jy het sommer daai een keer gesê, ag man, moet nou nie huil nie, of ek weet nie, trok ek, hierdie girl, Okay, wees, ja, genoeg. Ja, jy het nou genoeg gehuil, okay, en ek het so gelag vir jou, want, verskoon my nie teen die einde, toe jy jou storie so 'n bietjie begin deel, kon ek sien jy het nog steeds teruggehou, want baie mense het nog hulle hele storie vertel, jy het nog steeds teruggehou, en op 'n oomblik, nou, Aneska, wat ek jou regtig 'n drukkie gegee het, want ek dink jy is iemand, en sê maar of ek reg of verkeerd is, maar you don't trust easily, okay, en jy sê nie, jy's nie sommer vulnerable voor mense nie. Ja, veral in 'n opsig soos hierdie, jy weet, dis nie die mense wat daar is, wat jy weer trapsiekies voor is nie, dit is ook soos, wie gaan hierdie sien, en hoe gaan hulle, jy gaan 'n judge 'n boekbaarheid cover oor 'n klein ding wat jy raak sien, wat soos, wat 0.1% is van wie ek regtig is. So, maar ook, jy weet, Leilani, ek het regtig 'n groot persoonlikheid, en baie mense kan either mal wees daaroor, of dink, joh, hierdie girl's bietjie much. So, try maar ook bietjie strategic speel, om so bietjie ook terug te staan en reserve te wees. Ja, nee, ek dink 10 uit 10 uit vir daai enetjie, want ek het 'n T-shirt vir my laat maak, en nou, nee, ek het in Afrikaans gemaak, ek weet ek is too much, okay, so ek verstaan wat jy sê, Ja. want ek wil onder andere ook deelneem aan dit, en ek dink, jy weet, soos ek het vir, ja, ek het nou vir, wat sou 'n ander meisiekind daar oulike, waar's my memory nou, vir Henry gesê, Henry. ek en sy so baie goed oor die weg kom het, maar ek dink ek en jy het nogal dieselfde tipe geaardhede, want ek is ook groot, maar ek kan stil wees, en dis wat baie mense nie altyd verstaan van iemand soos ek en jy, weet soos jy, wat 'n baie sterk persoonlikheid, want ek het dit raak gesien in jou, omdat jy nie iemand is wat, daai trane kom net nie, en ek kan sien hulle wil kom, maar hulle kom nie, jy weier. Ja. Hoorie maar, waarom kom jy dan Hulle het 'n paar keer uitgeglip, dit het naderhand moeilik geraak, en jy ontdek ook baie van jouself terwyl jy daar is, jy weet, soos, Okay. hulle wys net baie van die bouery nie, maar ek meen vir ure en ure elke dag, ek het 90% van my tyd by die vlotte spandeer, jy staan in jou eie gedagtes, en jy vleg daai vlotte, en jy tel daai planke op, en jy's net in jou eie kop, jy weet, ons het rasekinders gesê, julle praat nie genoeg nie, sê maar, ons konsentreer, ons werk, en dan sê in jou kop die hele tyd, so naderhand raak het moeilik om daai emosies ook maar terug te hou.
Ek hoor jou, want wat my vraag was ook nou is, waar kom jy daaraan om so taaf te wees? Is dit manier wat jy groot geword het? Is dit waardeur jy is? Want ek lees hier op internet en ek weet jy het ook nie jou hele storie vertel nie. Is dit oor jy was, maar waar jy was in jou lewe op daai oomblik? Jy weet wat jy, ja, so waar kom jy daaraan om so te wees? Kom ek sê vir jou, ek dink as ek vir jou konteks kan gee, ek het nie ingeskryf vir die brug nie. Ek was laas jaar by Liefde by die Dam gewees om met vriende. En daar was skelters van kyk net daar wat kom soek dit mense uit die krade uit. En Abraham van kyk net het my kom vra, kom, wil jy nie asseblief kom audisie vir die show nie? En ek is soos, wat is 'n show? Ek het nie 'n klou waarvan jy praat nie. Ek is 'n accountant. Ek doen nie TV nie. En hy verduidelik toe my so vinnig en my vriende deer my toe. Ek het regtig ingegaan as 'n grap gehad en gesê ek is 'n Olimpiese swemmer en ek het net die Olympics gemis en hulle is soos regtig. Ek sê ja, ek is 'n accountant. Ek is boring. So dit het alles net so bymekaar uitgekom en toe bel hulle my en toe ek gekortlys en toe ek weer sien, toe ek op hierdie ding, toe dink ek, frek, ek moet eintlik season 1 gaan soek ergens dat ek net weet waarvoor ek myself nou ingelaat het. En ek weet ek glo die Here doen alles vir 'n rede en op daai spesifieke oomblik in my lewe was ek op hierdie kruispunt tussen gaan ek probeer vasbyt in my huwelik of gaan ek myself kies. En ek het my man wel nou ex-man, die skikkingspapiere gegee die dag voor ek gevlieg het op die brug. Ek was daar suiwer om myself te vind. Ek was daar om te kyk, gaan ek okay kan wees op my eie. En ek moes sterk wees terwyl ek daar is om te kan kyk, kan ek sterk wees? Is ek sterk genoeg fisies, mentally, jy weet, weg van my kinders af, het nie kontak nie. Ons weet nie hoe laat dit is nie. Ons weet naderhand nie wat se dag dit mee is nie. Jy is net 'n wese. Jy werk op die son, jy werk op hoe honger jou maag voel. Jy is net binne in jouself. En so ek moes spesifiek daar sterk wees om iets aan myself te bewys en ek het en dis wat ek gesê het ook, weet, nader aan die einde dink ek het gekom waarvoor ek het gekry waarvoor ek gekom het. Ongelooflik. Weet jy, ek is so trots op jou nou, want ek dink baie mense sal met jou kan relate oor dit. Want ons vrouens doubt onsself baie keer, gaan ons okay wees? Jy weet, of miskien 'n man ook. Ek weet nou nie, maar ek sê nou spesifiek vrouens, want ons is twee vrouens wat praat, okay? En ja, ek hoor regtig wat jy vir my sê, mense is so bang om daai call te maak, want jy weet nie of jy op jou eie kan wees nie. En ek is baie trots op jou, want weet jy wat, en soos jy ook sê, ek noem dit altyd God's timing, hoe beautiful die Here net so lojaal en getrou is, né? Dat hy daai pakkie geskenk vir jou gegee het op so 'n belangrike tyd in jou lewe, want skei is nie maklik nie. Skei is seer. Ja. Skei is baie seer. En ek weet een van die ander spelers ook, ek nou net sy naam vergeet, hy het ook geskei net voordat hy gekom het en ek het nog 'n traan gepik oor hom, die ouerige man, wat Larry in die eerste seisoen. Ja, Larry, ja, waar sy vrou was ook gehuil. Ja, ek het gechanker hom. Wat sy vrou vir hom gesê het, voor sy hom gegroet het. Jy weet, hoe sê ek, kom maar weer huil, waar jy gaan, as jy daar terugkom, gaan jy altyd net die pa van my kinders wees. Jy weet, dis al wat jy gaan wees. En dit het my nogal gebreek, ek moet sê, en dis basically die geval met jou. Jy kom terug van die brug af. Jy is nou die enkel ma met hierdie twee beautiful dogtertjies en jy weet, en dit is ook jou fighting spirit. So good for you for taking the leap, al is dit nie maklik nie. Want ek sê altyd, maak nie saak wie wil skei nie. Dit bly seer. Baie moeilik. Ja. Dit bly moeilik en veral met twee klein kindertjies, dit is moeilik. Ja. Ja. Hoorie, maar dit is hierdie brug. Ek moet vir jou sê, nou, dit is maar een van die beste realiteitsprogramme in Suid-Afrika ooit. Dit is vir my fantasties, want presies wat jy nou sê, daai gesprekke wat jy het in jou kop en ons almal het 'n brug om te oorkom, of brugge. Ja. En hoe beautiful is hierdie metafoor? Ek dink dit regtig is 'n fantastiese program. Maar wat het jy geleer hieruit en voel jy daar is wel 'n bietjie van 'n verandering in jou as 'n persoon? Wel, 100%, sjoe. Weet jy wat, dit is, en dis, soos jy sê, ek dink, Duan hulle en die inhoudsvervaardigers, die mense wat die casting doen, yes, hulle doen 'n amazing job, want
dit is nie net die spel self en die gebouery van die brug en die goed nie. Dit is die mense met wie ek tyd spandeer het. Jy weet, as jy kyk, jy weet Lelani wat 'n ongelooflike sterk vrou was Ja. en en hoe ek opgekyk het na haar en haar leierskap eienskappe. Jy weet baie mense vra vir my, was sy overbearing? En sy was nie. Sy kom dalk so voor op kamera, maar sy was 'n gracious leier gewees. En Risha, die mamma van 8 wat self geskei is en Jesus, ek en sy het aande om gesit en praat en sy het my ek het by haar sit en huil en sy het vir my gesê, jy weet, hoe sy survive het, hoe sy die egskeiding survive het en hoe gelukkig sy nou is en Johan wat ek as 'n pa-figuur gesien het en hoe hy my veilig laat voel het en Tiaan wat so vrek snaaks was, die rand wat my brug boetie was. Hierdie mense het ek baie tyd mee spandeer en ek het by hulle gesoundboard baie meer al off camera. En ek het weet die dag toe ek voornemende speler was ek die hele dag besig. Ek het wasgoed gewas en skottelgoed gewas en kos gemaak en daai vuil huis gevee en ek het hierdie kruisie gekry net voor ek gegaan het op die brug en elke keer as ek gebid het, hou ek hierdie kruisie vas. En ek sien dit nou as ek na die storie kyk, hoe baie keer hou ek hierdie kruisie vas. Omdat soos as hulle sê hulle gaan nou stemme lees, dan sien jy hoe gryp ek my kruisie. En ek het vir die eerste keer in jare weer die Here hoor praat met my terwyl ek daar was. En ek het die Here hoor sê, kom sit en gesels met my. En ek het buitekant op die dek gaan sit daar voor ons houthuisie en raak ek ook sommer bekoor. Ja, nee, dis okay. Is okay. Nee, dit het my Ons moet hom raak sien. Weet jy, ons moet krediet gee waar krediet due is. Dis okay. ja, dit het my lewe verander en ek het vrede gevind toe ek daar was. En my ma sê vir my nou, jy weet, sy sê, het jy gewen en goed voor die finale geëer? Dus ek van ma, weet jy wat? Nee, ek het so gewen. Ek het so gewen. Ek het alles gekry wat ek nodig gehad het. En jy weet, en wat sulke amazing goed daarna ook gebeur. Daar was 'n vrou wat my gekontak het op social media, 'n ongelooflike life coach wat uitgereik het aan my toe en gesê het, hoorie, ek sien iets in jou raak, asseblief kontak my, ek wil met jou praat. En ek het haar gaan sien en sy het my lewe verander. Sy het my lewe verander, sy het my power weer vir my teruggegee. En ek het so dit is alles wat rondom dit kom, wat saam met dit gekom het, dit het my verander. Ja. En soos jy sê, jy het eintlik gewen. Jy weet nou, daar's wel net een wenner. Kyk, en oor die wenners kan ek praat, want eerste die heerlike daai brug 1 het my bloed gekook. Hoe sê my een vriendin? Sy proe bloed. Dit is snaaks as sy dit sê, maar ek het en nou sê my suster en my man en mense, maar ja nee, maar Rob, jy weet Rob moes dit doen, dit sit nie lekker met my nie, okay? Maar dit is op die einde van die dag waaroor 'n program ook gaan. Jy as kyker, kyk, hulle het elke emosie uit my uit possibly gekry. Ek het geskok geword, gehuil, jy verstaan nie. En dis hoe ek vir jou sê, dit is so 'n reeks. Wat sê jy? Daai twist en turns wat hulle ingebring het, jy kan dit sien, die sigsuitdrukking as hulle iets sê, dan sê ek soos, wat? Soos die hele tyd, hulle het goed geskryf. Ja. Nee, hoorie so, dit is regtig goed geskryf, maar jy weet, ek het nou van my vraag of van my comment afgedwaal, maar wat ek net wil sê is oor die geld ook, né? Soos met episode 1, ek is regtig kwaad vir Rob, ek sal seker op my eie tyd nog oor dit kom, okay? Maar toe jy nou sien, dis nou ek wat jou wil interview, Leilani, het dit 'n bietjie van het dit bloed by jou opgebring. Want die naam Leilani is nog kwaad vir. Ja. Weet jy wat, ons het intussen opgemaak. Maar jy weet, terwyl jy daar is, daai plek is jou wêreld. Daai mense is jou familie, jy trust. En jy weet, en Johan het my nog gevra daar in die kombuis, vertrou jy vir Lelani? En ek het hom in die oë gekyk en ek het hom gesê 100% en ek het nie gelieg nie. In my hart het ek regtig. Ja. En toe ek haar volgende oggend wakker word en Wilriska kom sit my by op die bed en sy sê vir my, hoorie, ek dink ons gesaboteer, die brug lyk minder. En ek word so ijskoud en ek lam en ek dink, okay, wel, is obviously nie Lelani. Dit moet die ander huis wees wat iets gedoen het. Daar's nie 'n manier nie. En ek gaan haal daai brief op daai dek toe en daar staan Lelani het julle vlotte gebreek. En ek het in mekaar ingesak. Soos dit was daai uitputting en daai, jy weet,
ek is al baie keer in my lewe is my trust gebreek en goed en dit So nee, ek is ons het intussen opgemaak, sy bly ook in midstream naby my. So sy het kort nadat ek terug was, het sy kom koffie drink en sy weet sy skuld my 'n spa-dag. Ja, wel sy Maar het geld wat te doen. Sy moet nie sê sy het nie geld om dit te doen nie. ja, nee, verseker. So sy ons het intussen opgemaak, maar en weet as jy daar is dit jou wêreld nou dat ek weer terug is by die huis en goed dan kom jy agter, okay, dis 'n game. Dis 'n Dis 'n game. Dis presies dit. Ja. Ja. Op daai oomblik sou ek Wat dit gedoen? nie doen. Weet jy, op daai oomblik soos toe hulle die geld geoffer was met die kos en goeders, ek sou nooit die geld gevat het en ek sou die kos gevat het. Maar dis maar net my hart, maar ek sien myself as jy uit daai game uit is en jy sit op daai boot en jy's klaar en jy kry nie 'n sent uit hierdie ding uit nie. Jy weet soos ek moes onbetaalde verlof vat. Ek dink 10-1 uit die game uit en in haar posisie sou ek dalk dieselfde gedoen het, weet jy. Ja. Dis baie geld, 'n groot verskil en jy's uit die game uit. Ja. Maar Ja. ek Nee, was maar kwaad dit is toe ek wat daar was. Ja. Jammer. Nee, ek sê net ek was kwaad terwyl ek daar was. Nee, hoor ek was ook kwaad. Ek was ook kwaad. Ek meen, sy het my naam genoot, okay? Maar jy's reg, sy is 'n baie goeie speler gewees en ek dink sy's 'n fantastiese leier. Maar ja, op die ander vandag en dit is wat kykers moet onthou. Dis 'n game en hulle wys net vir jou daar wat jou juis al hierdie emosies laat voel, jy weet. So mense moet tog nou nie na die tyd nou vies wees van alles nie. Want presies wat jy sê, jy's 'n enkel ma nou met 2 kinders. R100,000 is nie te versmaai nie, hoor. Dit maak 'n groot verskil. En quite frankly is sy ook gedrap. Jy weet so, ons is net mense. Ons ja, jy weet, soos jy sê as jou emosies wegvat, ek dink ek sal ook die regte of daai besluit geneem het. So ek neem aan nie kwaadlik nie. Nou, wat is jou planne? Ja. Ek weet nie of ek weer iets soos dit sal doen nie. Net soos ek sê, dit was 'n poks gewees. Ek bly maar nog steeds 'n ou accountant. Maar dit was great. Ek gaan nou volgende maand travel ek en my beste vriendin bietjie Griekeland toe. Ek sien uit na dit. Ek het 'n ongelooflike man ontmoet wat my 'n groot smaal op my gesig sit. So exciting goed wat vir my voorlê. Ja. Ek is so bly om dit te hoor. Weet jy wat? Timing is alles. Maar jy met 'n amazing tyd in Griekeland hê. Ek hoop regtig waar jy het baie mooi wit klere al ingepak of jy weet as jy wit dra want dit lyk my altyd so mooi as mens Griekeland toe gaan en mens dra wit. Dis so Shirley Valentine moment, jy weet. Exactly. Ja. En baie geluk, ek's bly het iemand ontmoet. I mean, ek dink jy is absoluut lieflik en sterkte met jou journey vorentoe. Jy was 'n baie goeie speler. En jy's 'n inspirasie vir my nou vanoggend. Ek het dit nie verwag aan die onderhoud nie, maar jy's 'n inspirasie vir my want ja, jy gee my hoop. Jy weet, ons vrouens is sterker as wat ons dink ons is. Ons is. Ja. Ons het net nodig 'n bietjie perspektief te kry en dit het ek agtergekom is haal jouself uit hierdie noise uit en kry net bietjie perspektief. Dit verander jou lewe. Ja. En hoe sê hulle in Engels there is life after divorce? Ja. Daar is. Ek is geseënd, ek moet sê my eksman is 'n ongelooflike persoon. Ek het net liefde en respek vir hom. Ons is baie goeie vriende nog steeds en dit maak 'n baie groot verskil. So as jy dit kan regkry om jou vriendskap en jou co-parenting te kan behou en daai een deel van daai dinamika van jou verhouding te moet prysgee om dit te kan hou, dan sit jy moeite werd. Ja, well done. En ek dink dit is waarna mense moet bietjie begin aan werk ook. Is jy weet van soos jy sê goeie co-parenting. Ja, maar daai is sommer 'n ander topik wat ek ure oor kan praat. Maar op daai noot gaan ek jou eerder groet. Anders gaan hierdie onderhoud nooit ophou nie. Ja, ek weet. Jy moet amazing dankie vir jou tyd, hoor. Ek waardeer dit. Baie dankie.